Hierdie program word geborg deur DigiCards. Welkom by nog 'n wonderlike aflewering van Alles wat mooi is en vandag is baie mooi. En in besonder met my gas wat hier by my is by Bossa Costa Koffie en George. Ilse Oppold. Dis baie lekker om jou te sien en met jou te gesels. Baie dankie. Baie dankie, is nie meer my baard, dis mevrou Swart. Ag man, ek het daai maar gelos, anders was dit swart baard. Ons het dit gelos. Nee, los dit. Ek seker polities korrek, maar ek anyway. Wag, hier gaan ek ook klaar. Ek ken vir Ilse al vir baie jare en ons terg maar baie en is 'n wonderlike vriendskap van etlike jare, maar ek is besonder trots op jou. Jy is 'n inwoner van die Suidweskaap al sedert wanneer? 2006, so dis nou 20 jaar hierdie jaar. Ja, nee, jy het vir Rebecca hy kom grootmaak en dit was in hierdie tyd wat jy begin skryf het ook. Ons ken jou as aktrise, Yes. maar ons ken jou ook as skrywer. Ja, die laaste 12 jaar is ek 'n sepieskrywer, ja. En jy was onlangs vir 'n SAFTA genomineer. Yes, as 'n skrywer vir Kelders. Kelders vol geheime. Kelders vol geheime. Ons hoop maar die geheime bly Yes, nog op yes, die yes. kassie. Ja, ag, dis hartseer. Almal petisie nou maar dat dit miskien op die lig gehou kan word. So ons hoop vir die beste. Hoe skei jy die aktrise, want Ilse is bekend vir rolle vir Katrien en Fishy Fashions en baie bekend nou weer ook vir die kantoor wat nou weer op die kassie is. Hoe skei jy jou rol as aktrise en skrywer van mekaar? Of sluit hulle aan by mekaar? Dis 'n baie goeie vraag. Hulle hou van mekaar want hulle werk saam. Veral as ek tekste skryf, dan die feit dat ek 'n aktrise is help, want ek weet hoe ek dit sou wou sê as ek dit sou speel. Maar dit is maar 'n kwessie van twee verskillende hoedjies opsit. Soos toe ek Kelders gedoen het ek op Kelders geskryf en ek het daarin gespeel en dit was toe nogal so 'n bietjie moeilik. Jy moet letterlik jou skrywershoedjie afhaal en jou akteurshoedjie opsit, want anders begin jy tekste regmaak terwyl jy moet act. Which is not a vibe. En so dit vir my as 'n teksskrywer help dit om 'n aktrise te wees, maar dit is nie altyd so voordelig aan die ander kant om nie, want jy moet in jou karakter inklim en nie worry oor wat mense sê en wat jy sê en al daai dinge nie. So as jy aktrise is dit nou moeilik weer om weg te dink om nie aan die teks te verander en te, jy weet. Dit is 'n bietjie van 'n dissipline, maar ek dink die mens kan ooit wegkom daarvan nie, want dit was nou eintlik al so gewees voordat ek amptelike skrywer geword het. Ja, want skrywerskap is in jou bloed. Was jou pa nie ook iemand wat, vertel ons meer van jou pa, het hy nie die grondwet in Afrikaans destyds vertaal? Onthou ek reg? Hy weet die Petrus nie. Hy het baie dinge gedoen Nee, maar jy blok ek hulle uit. Hy was skoolhoof geweest en onder andere een van die mense sover jy my vertel het, onthou Yes. wat ons nuwe grondwet in Afrikaans vertaal het. Ek dink iemand het dit vir my gesê, dit was nie my pa nie. Iemand anders het dit vir my gesê of ek dit gewet het en ek onthou dit nou eers wat jy dit sê. Hy was betrokke by dit geweest en dis ek hoekom het die man my nooit gesê nie? Maar ja, hy was absoluut 'n taalman. Hy het vir my my slaaptydstories was D. Opperman en Eugene Maree. Ja, dis waarmee ek aan die slaap gemaak het. En dat hy goeie musieksmaak ook gehad, as ek reg onthou. Yes, absoluut. Dis wonderlik. Vertel ons 'n bietjie meer van die kantoor. Ek is geïnteresseerd, dis 'n baie interessante styl van komedie. Yes. Hoe verskil dit van gewone komedies wat jy gedoen het? Soos as jy dink aan Leon Schuster se film wat jy ingespeel het, ek weet nie of dit 'n wrede vergelyking is nie. Nee, ek dink dit is heel regverdig om komediestyle te vergelyk. Dit is totaal en al anders. Dit is glad nie 'n styl wat ek ken nie. Dis nie 'n styl wat ek eers van hou nie. Ek het probeer om The Office te kyk aangesien dit nou. Is dit gebaseer op The Office? Yes, dis basically die Afrikaanse weergawe. Daar's al 14 in 14 verskillende lande en tale is The Office al gedoen. Dis ongelooflik. Dink ons is die 14 of die 15de een. En dis 'n franchise. So ons moet hou by die formule. En daar is 'n BBC verteenwoordiger by elke nuwe weergawe wat gedoen word, is hy daar om te kyk dat ons hou by die formule. Die formule, ja. Maar ook om vir ons gerus te stel, omdat dit so 'n vreemde styl is, dat
ons moenie dink ons kry dit nie reg nie of ons is nie snaaks nie. Hy's daar om vir ons te gerus te stel en te sê, no, don't worry, it is happening. Sulke tipe goed, want ons het aan die begin gedink, daar's nie 'n laugh reel nie, daar's nie punchlines nie, daar's nie funny stuff wat like op die oog Dis af. baie droog. Yes, Ja, so jy weet nie ja. waar land dit nie, jy weet nie. Deadpan vir my om deadpan te speel was moeilik want jy weet ons is almal geleer om ekspressief te wees in Ja. terme van Jy wou die aksie uitlok. ja, en jou gesigsuitdrukking moet pas by jou gebare en dit moet en skielik moet jy daai alles hulle afsluit. Dink jy hierdie tipe styl van komedie en die feit dat dit so goed doen dat dit in 14, 15 lande as 'n formaat aangebied word, sê iets van ons hedendaagse gemeenskap waar mense where people are at? Ek dink so ek dink so because dit beteken ons hoef nie meer so gespoon-feed te word. Jy weet in die ou tyd se buite die komedies boks, kon jy die ja. aanloop sien soos in al 'n tydjie voordat die punchline. Okay. En daar's iets gerusstellend omtrent dit. Dis hoekom mense aanhou kyk. Dit is en hierdie ene werkie so nie en wat nice is van dit is elkeen kry sy eie funny daarin. Soos wat jy dit hoef nie 'n snaakse lyn te wees nie, maar jy gaan dink daai reaksie was snaaks en ek gaan dink 'n ander reaksie was snaaks of 'n ander lyntjie of so ek dink dit sê ons styl het 'n bietjie evolve in terme van ons kan dit hanteer om 'n bietjie meer subtiele komedie O, okay, wonderlik, te hê, ja. you know, en Dit nie maak net my altyd so in your opgewonde. face Dit- slapstick nie. Dit wys tog 'n bietjie groei in die wêreldgemeenskap Ek wat 'n dink mens so. in soveel negativiteit nodig het om te hoor. Yes, Nou wil yes, ek net yes. gou vinnig oor Fishy Fashions praat. Fishy fashions will never die. Katrien en haar It chop will en die bril. never Ek het jou die. vooraf gesê ek gaan vir jou sê wat mense skryf want julle was nou Okay. 'n hele span wat vir Safta saam. Dit was jy en Oh yes, ek in June en dis Leanne en David. Yes, was almal op yes. verskillende maniere genomineer vir 'n Yes, Safta. yes, En yes. toe het iemand geskryf dis nou 'n hele Fishy Fashions reunion en Yes. post daaroor gemaak. En dit was baie nice om te sien hoe die kykers reageer op dit. Oh, Katrien was altyd my gunsteling, sê die een. Ou Okay. Chop, hoe gaan dit met ou Chop sê vir ons? Oh, ek was mal oor haar bril en haar hare. Sy was my met die gunsteling. plaster ja die kant. Dit was 'n wonderlike projek gewees en ek wil vir jou sê van ons kant af dat jou legacy, as ek nou die Engels mag aanhaal, is groot, my vriendin. Hi, baie En dankie. dis duidelik as 'n mens kyk wat mense Ja, sê. dankie. En hoe Dis- bly is hulle om jou terug op die kassie te hê. So ek wil vir jou dankie sê vir wat jy bydra tot alles wat mooi is in die Dis lewe. my- Alles wat mooi is, Die dis my skrywe plesier, dis my en plesier. jou menswees, jou integriteit wat jy na die bedryf toe bring want ek ken baie jou. dankie. Ek weet jou integriteit en jou integriteit as kunstenaar is na al die jare net meer en groter. Wow, baie En, dankie. Ons sê vir jou dankie daarvoor, hoor, regtig waar. En geluk met al die mooi prestasies. Ek hoop ons sien nog baie van jou op die kassie. Nou net het iemand hier verbygeloop en vir haar gesê, jy is almekaar op my televisie, so moenie afklim van die kassie af nie. Ons sal maar sien. Die Afrikaanse bedryf is in krisis. Ja. Dis like ja, dit is iets 'n waar ons bietjie van 'n praat, ja. hartseer verhaal dat alles lyk so op een slag in mekaar tuimel, maar ek dink ook is 'n positiewe ding sodat as dit vir ons belangrik is, moet ons wakker skrik en 'n ander plan maak en want Afrikaans gaan nooit doodgaan nie, TV gaan nooit doodgaan nie, entertainment will never die. Yes. So as ons so sê wil sê, dan moet ons 'n bietjie die pogings versterk, ja. Dis ja, I'm all for fantasties. that. Soos jy nou gesê het, ons die goed kan nie doodgaan nie, so die internet is 'n opsie op hierdie stadium. Yes. En soveel te meer waardeer ons dat jy met ons kom kuier het op alles wat mooi is. Baie En dankie. ek hoop ons sien jou gou weer hierso om oor 'n volgende projek te gesels. Baie En vir julle sien ek volgende week.